elkeen van julle vanoggend hier. Sommer net so 'n paar afkondigings eers. So, julle aan die begin van die diens. Die eerste ding is net ons vroue bediening het regtig mooi aan die gang gekom en ons nooi nog steeds van die dames uit. Jy sal sien, daai een is nog so, ek het hom net so gekopie-paste, die 22ste is al verby, maar net so na die volgende lang naweek, die 6de Mei, is daar weer 'n byeenkoms. En dan ook nog al die tyd so oor die dames, is die volgende ene, ekskuus skerm, is net uitgenooi na die 22ste tot die 24ste Mei, is daar 'n retreat. Dit word deur Dominee Ankia aangebied daarso, so julle word uitgenooi na die geleentheid. Ankia de Plooy, sy's predikant, of sy's eintlik die predikant se vrou, maar sy's ook 'n predikant by Marie gemeente in die Dorings. En dan onthou tog net, ons het verlede Sondag was dit e-waste dag gewees. Jy word nog al die tyd genooi om, ek het gister raak gesien, daar is nog een van daai ou weed eaters vir my wat daar so glad nie meer werk nie. So onthou tog om die goed te bring. Net sommer net ook vir daai e-waste dag, jy kan nog so hierdie week en volgende week dink ek kan jy nog daarvan bring. En dan is daar 'n Bybelskool, dit begin DV ook net na die ja, dit begin hierdie week. Die 28ste Dinsdag. Ek wil graag so 'n bietjie net gaan dieper dink oor 'n paar tekste in 1 Korintiërs. In 1 Korintiërs 11 en 1 Korintiërs 14 is daar aardige tekste. Tekste wat as jy mense so lees vir die eerste keer, dan maak dit net nie logies sin nie. Die ene sê hy dat die vrouens mag, solank hulle iets op die kop het, 'n sluier, ons het ons hoedjies wat ons op die kop sit, nou hy het hulle maar sluiers gedra, né? Solank hulle sluier het, mag hulle profeteer en bid in die byeenkoms van die gemeente. Dan net so 'n paar, hoofstuk 14, sê hulle die vrouens moet stil bly. Nou, hoe werk dit nou? Dat Paulus in een brief 2 goed sê. En ek wil hê ons moet 'n bietjie gaan dieper dink daaroor. Die ander interessante ding wat hy doen is hy, wanneer hy praat oor die sprekende tale, dan sê hy, of dan staan daar, dat die sprekende tale is bedoel, dat as mense dit sien, ongelowiges dit sien, dan hulle dan eintlik baie beïndruk daarmee sal wees. En dat profesie is eintlik maar net bedoel vir mense wat kan verstaan. Dit staan in hoofstuk 14. En dan net die volgende versie. Hier staan in vers 23 sê hy, maar as julle nou by mekaar is en julle spreek almal in tale, dan sal die mense dink julle is mal. Hoe werk dit? 2 versies langs mekaar, wat presies die teenoorgestelde sê. So kom dink 'n bietjie dieper saam met my oor wat is Paulus besig? Daar gaan ek nou weg hierso. Wat is Paulus besig om te sê in 1 Korintiërs 11 tot 14? Hy praat eintlik oor wat gebeur in die bediening van die byeenkomste van die gemeente. Dan sien sommer net daar 'n matriekdiens van die 10de Mei. Almal van julle word daarna uitgenooi, al die matrieks, al die graad 12s. En solank ek sien nie een van hulle, so nie, maar so nooi maar hulle uit net vir daai erediens. En dan Pinkster, professor Nelis Niemand kom hier dit vir ons aan. Sy tema is, en hy skakel so in by ons jaartema van God se storie met ons, en hy skakel in, en sy tema is kom af, kom uit, kom tuis, en hy gaan 'n aantal gedeeltes daaroor moet ons praat. So dit begin die Sondag die 17de, en dan gaan dit tot die Donderdag toe aan, en dan die 24ste gaan hy ook dan vir ons die Pinksterfees geleentheid ook lei. Dan ja. Ek het nou alles mooi uitgedink, jullie iemand toe, nou is 'n bietjie erg vir my. Erik van Wyk is gisterand oorlede.
Nou Erik was toe ek nou oor hierdie gedink het, ons lees nou uit Lukas uit. Nou Lukas Evangelie is bekend daarvoor dat hy oor Jesus wat by etes teenwoordig is skrywe. Om die waarheid te sê, die eerste keer wat 'n mens van Jesus en kos eet, en kos lees in die Lukas Evangelie is daar waar hy versoek word. Waar vir hom gesê word, maak van hierdie klippe brood. Maak vir jouself 'n bietjie brood, jy is mos nou baie honger. En wys daardeur dat jy die seun van God is. En dan lees ons hierso in hoofstuk 24 die gedeelte wat ons vandag gaan lees, dat hy vir sy disippels sê, gee vir my 'n stukkie vis om te eet. Heel in die begin, heel in die einde, gaan dit oor kos. Erik het dit baie goed verstaan. Erik het goed verstaan, want hy was, die eerste keer wat ek van hom gehoor het, 30 jaar terug toe ek in hierdie gemeente gekom het, is, dat as jy iemand nodig het om steak te braai, dan druk jy op Erik se knoppie. Dis wat hy doen. Hy maak kos, en hy hou daarvan om mense te versorg. Ja, so ek wil sommer net iets oor Erik se lewe sê vandag, wat Lukas my aan laat dink het, van iemand wat iets verstaan het van om vir mense te sorg en mense bymekaar te bring en te laat saam eet. Dit is nogal vir my opvallend in die Lukas Evangelie, wanneer Jesus versoek word, dan word vir hom gesê, maak vir jouself 'n bietjie brood. Heel teen die einde, wanneer Jesus dan saam met sy disippels daar is en te wys dat hy lewe, dan sê hy vir hulle, gee julle vir my iets om te eet. Jesus het verstaan dat, Erik het verstaan ook, dat om vir mense kos te gee en saam te wees, daar beleef ons die opgestane Here. Daarom pas dit vir my in by vandag se tema van lewe die opstanding. Ek dink Erik het iets daarvan gedoen. Goed, kom ons sing daaroor, oor Jesus wat opgestaan het en dat hy lewe. Kom ons staan, jy kan so bly staan, en dan gaan ons die geloofsbelijdenis doen, en dan gaan ons nog 'n lied sing oor Jesus wat lewe. Sien sommer net ook weer raak, hier so in die middel van daai skyfie, dat hy die dood opgestaan het en saam, sodat ek 'n nuwe lewe kan leef
Kom ons bely ons geloof. Ek glo dat God my Vader is en dat my Vader die almagtige skepper van hemel en aarde is. Ek glo dat Jesus Christus my enigste koning is. Dat hy gesterf het sodat my sonde vergewe kan word. Dat hy uit die dood opgestaan het sodat ek 'n nuwe lewe kan leef. Dat hy opgevaar het na die hemel om vir my by die Vader in te tree. En dat hy weer terugkom om alles volkome nuut te maak. Ek glo dat die Heilige Gees aan my gegee is om my in die volle waarheid te lei en my aan God gehoorsaam te maak. Ek glo dat ek in Christus deel is van die kerk en dat alle gelowiges my broers en susters is, saam met wie ek in liefde moet leef as die huisgesin van God. Ek glo dat ek in Christus 'n kind van God geword het, die ewige lewe ontvang het en eendag uit die dood sal opstaan om vir ewig in God se teenwoordigheid te lewe. Amen. Kom ons sing lied 417. Soos jy alreeds weet, ons is besig in hierdie kwartaal om 'n paar van die opstanningsverhale te lees. Dit is so deel van ons hooftema van hierdie jaar wat ons praat van stories van God met ons. En hierdie is, ja, dit is een van ons kernverhale wat ons vorm, is die verhale rondom die opstanding. Ons is nou al hierdie derde Sondag daarmee besig, uit Lukas uit. So ons gaan nou die laaste stukkie uit Lukas 24 uit daaroor lees. Kom ons lees daarvan hoofstuk 24 al van vers 36 af. Kom ons bid net eers saam. Onse Vader, dankie vir ons saamwees hier. Dankie dat ons kon sing en kan glo dat U die opgestane Here hier by ons teenwoordig is. En dat ons juist daarom God ons Vader kan noem. Heilige Gees, en dankie dat ons ook vir U kan vra om, ja, ook vir ons vanoggend die skrifte oop te maak en ons te laat verstaan. Te verstaan dat Jesus Christus het opgestaan en dat ons in sy naam sal lewe. Amen. Terwyl hulle nog besig was om oor hierdie dinge te praat, staan hy self tussen hulle en sê vir hulle, vrede vir julle. Verskrik en beangs het hulle gedink dat hulle 'n gees sien, maar hy sê vir hulle,
Waarom is julle ontsteld? En waarom kom daar twyfel in julle harte op? Kyk na my hande en my voete. Dit is ek self. Vat aan my. En kyk, 'n gees het nie vleis en bene soos julle sien ek het nie. Omdat hulle dit van vreugde steeds nie kon glo nie en verbaas was, sê hy vir hulle, het julle iets te ete hier? En hulle het hom 'n stuk geroosterde vis gegee. Hy het dit geneem en dit voor hulle geëet. Daarna het hy vir hulle gesê, dit was my woorde wat ek tot julle gerig het, toe ek nog saam met julle was. Dat alles wat in die wet van Moses en die profete en die psalms oor is, vervul moet word. Daarop het hy hulle verstand daarvoor geopen, om die skrifte te verstaan. En vir hulle gesê, so staan daar geskryf, dat die Christus moet ly, en op die derde dag uit die dood opstaan, en dat in sy naam bekering tot die vergewing van sondes aan alle nasies verkondig moet word. Julle moet by Jerusalem begin, en getuies van hierdie dinge wees. En kyk, ek sal die belofte van my Vader na julle stuur, maar bly julle in die stad, totdat julle met krag uit die hoogte toegerus word. Ons lees dit so ver. Dis asof die disippels nie die volle betekenis van die boodskap wat die engele vir hulle gebring het om te sê, hy het opgestaan. Dit asof hulle dit nie verstaan nie. Ook nie eens hulle eie belydenis. Hulle is nou hier so by mekaar. Net die vorige versies wat ons nou hier gelees het, is hulle nou hier by mekaar. En die boodskap wat hulle vir mekaar sê is, die Here het waarlik opgestaan en hy het verskyn. Maar dit is asof die pennie nog net nie gedrop het nie. En in hierdie paragraaf wat ons hierso lees, in hierdie stuk van die verhaal van die opstanding, is dit Jesus wat hierdie probleem aanspreek. Wat hierdie probleem van mense wat dit net nie kan klein kry, dat hy opgestaan het. Dat hy self die probleem aanspreek. Dit was so hittete, of die disipelgroep het uitmekaar uitgespat. Ons lees eintlik net in die vorige perikoop daarvan, dat 'n paar van hulle was al op pad Emmaus toe. Ek meen, vir wat sal hulle nou daar so bly? Jesus op wie hulle al hulle hoop gevestig het, hulle Messias is dood. Maar gelukkig is hulle nou weer by mekaar. Ja, gelukkig het Jesus hulle weer by mekaar gebring. Maar nog is daar nog hierdie probleem, want hulle verstaan nog eintlik nie wat hier aangaan nie. Hulle verstaan nog nie dat Jesus opgestaan het nie. Ten spyte daarvan dat alles wat Jesus vir hulle gesê het gaan gebeur, al sy profesieë oor wat met hom gaan gebeur, dat hy oorgegee gaan word, dat die leiers hom gaan verwerp, dat hulle hom gaan op hom gaan spoeg, hom gaan gesel, alles wat hy voorspel het, dit het gebeur, dat hy gekruisig is. Dit het gebeur. Selfs wat hy vir sy disippels gesê het, gaan gebeur, het gebeur. Hy het vir hulle gesê dat hulle hom gaan verlaat, en een van hulle hom gaan verloon, en dit het so gebeur. Nou wonder ons nogals, hoe kan dit nou wees? Hoe kan dit nou wees dat hulle wat alles hierdie gesien waar word het, hoekom kan hulle nie ook hierdie stukkie van wat hy ook gesê het, dat hy gaan opstaan, dat hy opgewek gaan word uit die doodheid op die derde dag, hoekom verstaan hulle dit nie? As hulle dan gesien het dat alles anders wat hy gesê het, het presies so gebeur, soos wat hy gesê het gaan gebeur. Dit is die probleem. Dit is die probleem wat Jesus eintlik hier so aanspreek. Ons vra baie keer die vraag vir onsself, hoe kan dit nou wees? Hoe kan dit nou wees dat Jesus se disippels, hulle wat by was, toe hy die dogtertjie van Jairus uit die doodheid opgewek het, toe hy die weduwee van Naïn se seun
Hulle was al besig gewees om so met hom aan te stap na die graf toe. Toe hom weer laat opstaan het en weer laat lewe het. Toe hy sy vriend Lazarus uit die graf uitgeroep het. Hoe kan dit wees dat hulle wat dit alles beleef het, dit gesien het, dat hulle nie kan glo dat hy uit die dood het opgestaan het nie. Ek het 'n baie sterk vermoede en die teks sê dit nogal vir ons. Onthou jy dat toe die Emmausgangers vir Jesus gesê het, toe hulle vir hom, toe hy nou nog die vreemdeling was wat saam met hulle stap, toe sê hulle vir hom, hulle praat oor Jesus van Nasaret, die profeet. En heel waarskynlik dink ek het hulle gedagtes gehad, 'n profeet soos Elia. En daar was nogal hierdie verwagting gewees, dat daar weer 'n profeet soos Elia gaan wees. Dat Jesus die profeet is, en onthou, Elia is die profeet wat die weduwee van Sarfat sy seun ook weer laat lewe het. En net so was Jesus hierdie profeet, wat die dogtertjie laat leef het, die seun van die weduwee van Nain en Lazarus. Ja, hy is iemand wat deur sy woord lewe gebring het. Net soos wat Elia deur sy woord lewe gebring het. Maar anders as Elia, en onthou jy, Elia is nie dood nie. Elia is in 'n vlammende wa opgeneem hemel toe. Anders as Elia sterf Jesus. Hy is nie maar net opgeneem in die hemel nie. Hy sterf. Hy's begrawe. Hy sterf 'n verskriklike dood. Kan nie verstaan. Dat al het hulle dalk gedink, hy is 'n profeet soos Elia, is dit baie duidelik dat hy nie so is nie. Elia is nog steeds die enigste een wat lewend in die hemel opgeneem is van die profete. Jesus het gesterf. En daarom verstaan julle hoekom dit vir hulle so moeilik is. Dat al het hulle gedink dat hy die profeet is, het hy gesterf. En daarom sukkel hulle so om te verstaan dat alles wat hy geprofeteer het, alles wat hy gesê het wat waar geword het, dat hierdie stukkie ook kan waar word. Ja, as ek sê 'n stukkie, dan is dit eintlik baie meer as net 'n stukkie, né? Maar dan kom Jesus self, en hy self kom help vir hulle om te verstaan. Hy help hulle op twee maniere. Die ene is, hy bevestig vir hulle dat hy liggaamlik bestaan. En die tweede deel daarvan is dat hy vir hulle uit die skrif kom wys en hulle verstand oopmaak om te kan verstaan. Net eers oor die eerste ene. Wat hy doen is, ja, hy wat skielik daar tussen hulle staan. Hy sê vir hulle, kyk na my, ek is nie net 'n gees nie, ek is nie maar net 'n soort van 'n ewige siel wat nou skielik op een of ander wonderlike manier hier so tussen julle is nie. Hy leef nou liggaamlik. Dis vir ons nogal moeilik, kom ek al hoe meer agter om te sê dat ons het nogal hierdie konsep by onsself, en onthou dis 'n Griekse konsep en dis 'n Hindu konsep, nou, van 'n ewige siel. Ons glo nie dit nie. Ons glo nie opstaan. Ons glo dat Jesus liggaam en gees uit die dood uit opgestaan het. En dat ons eendag ook volledig die mense wat ons is, nou hier op aarde, wat eendag gaan sterwe, dat ons sal opstaan.
Dis nogal 'n moeilike konsep om aan te dink, nee. Maar dit is wat Jesus vir hulle kom sê. Hy kom sê vir hulle, en dit is nogal vir hom belangrik om te sê, dat hulle dit van harte sal verstaan. Sommige net so in hierdie Lukas se verhaal gebruik hy so 3 keer die woord harte. Die eerste keer is wanneer Jesus vir die mense op pad Emmaus toe is, en hulle vir hom vra, hoor jy, maar as jy nou die enigste vreemdeling wat jy verstaan van alles wat hier gebeur het nie, en dan sê hy vir hulle, hoekom is julle so traag van hart en so sonder begrip? En dan begin hy vir hulle die skrifte uit te lê. Hy doen dit so aangrypend dat hulle hom nie wil laat gaan nie, hulle nooi hom in om saam met hulle te eet nie. Die volgende keer is dat wanneer hulle daar aankom by die ander disippels, en die ander disippels vir hulle sê, weer terug in Jerusalem, en hulle sê vir hulle, die Here het regtig opgestaan. Hy het verskyn aan Petrus. Dan begin hulle te vertel, en sê hulle, het ons harte nie warm geword, brandend gewees, terwyl hy vir ons die skrif uitgelê het nie. Maar nogtans is hulle hier, nog nie, hulle verstaan nog nie. Dan lees ons hier, dat Jesus het hulle verstand, hulle harte oopgemaak. Dis vir Jesus vreeslik belangrik, dat ons van binne af, van ons ingesteldheid, ons houding, ons denke, ons emosies, dit wie ons is, die kern van ons, en ook in ons optrede, en ook hoe ons met ons liggame teenwoordig is, dat ons volledig getransformeer sal word, en sal verstaan, dat hy die opgestane Heer is. Net om nog sy, natuurlik is dit 'n anderster liggaamlike bestaan, maar is liggaamlik. Want hy sê vir hulle, kyk, ek het vleis en bene, kom vat in my. En dan eet hy nog 'n stuk vis ook nog daarbey. Hy het 'n liggaam. Dis hoe hy uit die dood uit opgewek is. Jesus bevestig vir hulle dit. Bevestig vir hulle hierdie wonder daarvan, dat hy lewe. En dan begin hy vir hulle die betekenis hiervan te verduidelik. En hy verduidelik dit vir hulle deur die skrifte uit te lê. En dis die enigste plek in die Nuwe Testament waar die skrifte so volledig genoem word as die wet en die profete en die psalms. Miskien verwys Lukas spesiaal na die psalms, omdat hy so baie van die psalms gebruik in die beskrywing van Jesus se lyding. Haal eintlik telkens van die psalms aan. Maar daaroor op 'n ander keer. Maar Jesus kom en hy, na aanleiding van die skrif, kom verduidelik dat hy, daar's eintlik 2 sulke sinnetjies, wat hy sê, dat Jesus het begin om die skrif vir hulle te verduidelik, vir hulle uit te lê, sodat hulle dit sal verstaan. En dan die volgende sinnetjie wat hy sê, maar Jesus het hulle harte, hulle verstand oopgemaak. Kan jy hoor, is 2 sulke parallelle sinne, wat eintlik dieselfde sê, maar net so van 2 kante af. Jesus is die een wat die skrif interpreteer, maar Jesus is ook die een wat hulle harte, hulle verstand oopmaak. Ons verstand oopmaak. Om te verstaan. Om iets te verstaan van Jesus Christus wat opgestaan het en die lewende Here is. In hierdie verduideliking van Jesus wat die skrifte uitlê, is daar 3 eintlik rigtings waarna hy dit uitlê. Die ene is om te sê, as 'n mens so na die skrif gaan kyk, en die skrif wat oor hom gaan, dink bietjie aan Jesaja, en ander gedeeltes uit die profete uit. Dink eintlik ook sommer net aan die profete self ook, wat telkens ook gelei het. Sê hy,
die Messias moet ly. Die tweede ene wat hy daaroor sê is, die Messias moet uit die dood uit opstaan. En in die derde ene, bekering tot vergifnis in sy naam moet aan alle nasies verkondig word. In die eerste plek, let net eers op hierdie moed. Dit is God se wil, dis wat dit sê. Dit moet so gebeur, want dit is God se raadsplan, dis God se verlossingsplan, wat hier uitspeel. Dit moet so gebeur. Maar as ons terugkom na daai eerste ene van die woord Messias en die woord of die begrip van om te ly in een sin maak eintlik glad nie sin nie. Dink 'n bietjie mooi daaroor, oor hoe ons dink oor 'n Christus, hoe ons dink oor 'n Messias. 'n Messias is een wat moet kom oorwin en wat kom heers. Maar Messias wat ly, dit maak vir ons as mense nie eintlik sin nie. Maar dit sê eintlik presies wie Jesus Christus is, wat hy kom doen het. Hy het nie gekom om te kom heers nie, maar hy het juist gekom om te kom dien. Om homself te kom gee, om te kom ly. Maar daarmee saam sê dit ook eintlik hoe die lewe voor God lyk. Christus wat ly, wat moet ly, kom verduidelik ook vir ons hoe ons lewe voor God moet lyk. Die vraag is, hoe dink ons moet die lewe lyk? Moet die lewe lyk, moet dit so lyk soos iemand wat 'n nederige afhanklikheid van God lewe? Of gaan dit oor myself en my selfverheerliking en om te dink ek kan God dalk met my prestasies en met my selfvertroue en ja, ek het dan nie te veel arrogansie nie, maar so 'n tikkie arrogansie. En ek is baie vroom, dat ek God daarmee kan beïndruk. Is dit die God wat ons aanbid? Of is die God wat ons aanbid, die God wat homself kom bekend maak as die Messias, die Christus, wat moet ly? Kan jy hoor, dat dit eintlik kom, hierdie sinnetjie, hierdie waarheid, kom in dit dop eintlik ons verstaan van hoe die lewe vir God moet lyk, totaal om. Dit draai op sy kop. Dit nooi ons uit om in nederige afhanklikheid in God se genade te lewe. Dis wat dit vir ons sê, as ons sê, Christus moet ly. Die tweede deel van die interpretasie van die skrif, is dat Jesus sê, maar hy moet ook uit die dood opstaan. Nou hierdie is totaal anders natuurlik as Jesus wat Jairus se dogter en wie ander wat hy uit die dood het opgewek het, weer lewe gegee het. Want hulle lewe is nog nie 'n oorwinning oor die dood nie. Hulle lewe nog nie 'n onsterflike lewe nie. Maar die lewe wat Jesus Christus gebring het, sy opstanding beteken, hierdie is die begin van die onsterflikheid. Jesus se lewe wat hy gee, deurdat hy uit die dood uit opgestaan het, kan jy hoor, is heeltemal iets anders as daai wat hy mense uit die dood uit opgewek het. Dis die begin van die lewe wat die dood oorwin. En ons wat in hom glo word daarvan deel. Dis wat die opstanding beteken.
Die opstanding is eintlik God se, noem dit nou maar met respek gesê, God se regmerkie om te sê, ja, juis in Jesus Christus wat moes ly. Dit is wie God is, en dit is waar sy krag lê, krag wat dooi is, lewendig maak. En dan, Paulus sê dit so in een sinnetjie, en van ons, God se kinders maak. Dis die krag van die opstanding. En daarom sê hy, moet dit ook so gebeur, dat dit verkondig moet word. Verkondig aan alle nasies. Sien bietjie raak net in hierdie sinnetjie, hoe dit geformuleer word. Daar staan bekering, in die volledige sinnetjie, tot vergifnis van sonde. Dit sê nogal nie, ons moet ons bekeer van sonde nie. Dit sê ons moet ons bekeer. En bekeer beteken eintlik dat ons lewe in lyn met Jesus Christus begin rig. Dis wat bekering beteken. Dat ons in pas met God se wil begin lewe en God se doel vir ons hier op aarde sal lewe. God wat juis sy wil en sy doel in Jesus Christus in ons kom openbaar het, deur sy woorde en deur sy optrede. En bekering beteken dat ons eintlik so in pas met God begin lewe. En dan ervaar ons vergifnis van sonde. Ja, bekering word op 'n klomp verskillende plekke, op verskillende maniere gebruik, maar kyk net bietjie in hierdie sinnetjie. Op hierdie plek gaan bekering nie oor om jou te bekeer van jou sonde nie. Bekering gaan hier oor om jou te rig, om in pas met Jesus Christus en sy boodskap te lewe. En dan ervaar ons as 'n gawe van God vergifnis van sonde. Wat beteken dat ons mense is wat, ja, beste woord daarvoor, wat nou kinders van God is, wat in hom lewe en aan hom behoort. En hierdie boodskap moet ons uitdra. Jesus maak sy disippels deel daarvan. Hy sê, julle moet my getuies wees. Hy sê, begin hierso in Jerusalem, maar julle moet dit vir alle nasies gaan vertel. Dat die Christus moet ly, dat hy op die 3de dag uit die dood moet opstaan, en dat ons daarom hierdie boodskap, hierdie uitnodiging kry, en dat ons moet gaan verkondig met ons lewe, met ons dade, met ons woorde, met ons ingesteldheid. Dat ons die boodskap bring. Maar die wonder daarvan is ons doen dit nie uit ons eie krag uit nie. Want onthou, Jesus is die een wat sy disippels, ons, verstand oopmaak. Sodat ons kan verstaan wie hy is en hom kan ken. En daarby saam sê hy, ek gee vir julle die belofte van die Vader, wat oor julle sal kom. Die Grieks se direkte vertaling sê eintlik, wat julle sal beklee, wat julle sal aantrek. En dis die Heilige Gees waarvan hy praat. Die belofte van God. Om sy getuies te wees, om vir die nasies, ja, en sommer vir ons buurman, te gaan vertel van Jesus Christus, die opgestane Heer. Doen ons nie uit ons eie krag uit nie. Dis hy wat ons verstand oopmaak. Dis hy wat vir ons die belofte
van die Heilige Gees van sy Vader af gee om ons aan te trek, om dit te kan doen, om ons toe te rus, om sy getuies te wees. Kom ons lewe die opstanding. Amen. Here, U is ons Here. Here Jesus, U wat na die graf met U verheerlikte liggaam tussen U disippels kom staan het en saam met hulle kom wees het. Here, ons is U liggaam. Ons wat deur U nuut gemaak word. U wat ons harte kom oopmaak en ons verstand kom oopmaak om te verstaan, om U te ken, om die opstandingslewe te lewe. Here, U wat vir ons die Gees van God gee, om oor ons te kom en in ons te kom, en vir ons die krag te wees, waardeur ons hierdie lewe lewe. Here, gee vir ons, dat ons, en wat ons doen, en wat ons dink, en hoe ons ingesteld is teenoor mekaar. Geef ons, Here, dat ons U liggaam sal wees, hier op aarde. Here, maak van ons U hande en U voete. Amen. Ons gaan die dankoffers by die deur opneem. Kom ons sluit ons erediens af met die sing van Vonk nommer 5. Daarin in die tweede strofe gaan dit juis ook daaroor dat ons as gestuurdes van die Vader nou ook wêreldwyd sy boodskap bring en dat dit ons vreugde is. Kom ons sing beide die strofes van Vonk nommer 5. Kom ons ontvang die seën van die Here. Ek wil sommer vir u vra, kom ons ontvang dit. Ons maak ons hande oop, ons as ontvangers van die Here. As jy voel jy wil eerder jou hand op jou naaste se of jou naby familie se skouers sit, is jy welkom om dit te doen. Dis ook 'n manier om dit te ontvang.